Liewe broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek wil maar sit. Ek wil graag vanoggend met julle praat oor ons evangelie lees, en besonders die teks wat ek gelees het toe aan die kant gestaan het, maar kom ons buig net ons hoofde in gebed. Here, dankie vir hierdie goddelike voorreg met God, wat U vir ons gegee het met genade om U huis in mekaar kom. U weet, o Here, hoe nodig ons U het, Here, besonders in hierdie tyd. Here, 'n tyd waar ons in afwagting op U moet wees. 'n tyd, o Here, waarin ons nie net in afwagting is, Here, op Kersfees, Here, waar ons U geboorte herdenk nie. Maar Here, waar U ook weer sal kom verby, waar U sal kom klop aan die deur om vir ons te sê, dis huis toe gaan, my kind. O Here, dankie dat U ons gedra het, o Here, en dat ons vanoggend U genade kom smaak, o Here. Here, U het ons, waar ons plat gelê het, my God, het U ons opgetel. U het vir ons, Here, 'n nuwe dag laat sien, wat ons nie verdien nie en wat ons nie werd is nie. Ons het gesondig teenoor U, o Here, en teenoor ons broers en ons susters. Maar Here, nogtans roep U vanoggend vir ons, nogtans kon ons vanoggend die stem van U Gees in ons harte hoor, wat vir ons genooi het om te kom aansit, o Here, aan die feestafel. Here, nie net van die woord nie, maar ook van die liggaam en die bloed van die Seun, Jesus Christus. O Here, wanneer ons vanoggend hier is, Here, op die operasietafel, dan kom bid ek vanoggend, wil U, o Here, ons harte kom opereer, o Here, wil U ons kom opereer, o Here, en hierdie hart van klip, Here, uithaal, en vir ons 'n hart, Here, van vlees gee. 'n hart, Here, wat sal oopmaak, Here, vir U, 'n hart wat U sal verwelkom, Here, 'n hart wat daarna sal verlang, o Here, om die weg vir U na ons voor te berei. Here, ek weet nie hoe dit vanoggend met U kinders gaan nie, maar U, God, weet hoe dit met hulle gaan. En daarom kom bid ek, o Here, dat U deur U heilige woord, my God, sal aanraak diegene wat vanoggend smaag, Here, na 'n aanraking, Here, wat vir hulle beterskap kan bring, 'n aanraking wat net van U alleen kan kom. O Here, U woord is geopen, ek is 'n sondige mens, o Here, wat hier staan, ek is swak, Here, vanoggend, maar wat U, Here, die bietjie, wat U deur my vanoggend aan U kinde wil oordra, op bid ek dat U dit sal oordra, want U my tong en my lippe, Here, kom aanraak, o Here, dat ek sal sê, so spreek die Here van die heerskare. Spreek, Here, die diensknegte luister. In Jesus naam bid ons. Amen. Familie, ek wil vanoggend praat onder 'n tema. En my tema is: maak die weg vir die Here gereed. Maak die weg vir die Here gereed. Daar sal inderdaad in Sang 8, ek weet nie of jy bekend is nie, wat in vers 2 sê, die heiland is aankome, berei vir hom die weg, oor berg en dal en strome, om maak sy paaie reg. Hou alles klaar vir hom, geen slote mag hom hinder, geen bult sy spoed verminder, as hy na ons toe kom. Maak die weg vir die Here gereed. En dit is die boodskap wat in hierdie tyd aan die wêreld verkondig word. Die heiland is aankome. Laat ons die weg vir die Here berei. Nie die weg na mense nie, maar die weg na myself. Laat ek voor die Here staan en sê, Here, dit wat in U pad staan, na my toe, dit wat tussen ek en U staan, die muur wat ek gebou het tussen ek en U, wat U dit kom plat maak, o Here, dat die weg na my oop kan wees vir U.
wanneer ons Advent ingaan, word ons herinner dat die geboorte van Jesus aan die kom is. Is mos so. Maar Advent herinner ons veral dat die wederkoms, die tweede koms van die Here voor die deur is. My mense, ek dink dit is waar ons die meeste moet iets sien. Die wederkoms van Christus is voor die deur. Die Heiland is aankome, berei vir hom die weg, maak die pad vir hom reguit, kry alles gereed vir hom, staan gereed om hom tegemoet te gaan en hom te kan ontvang. Desember is vakansietyd. Ek het vanoggend met 3 jong mense gepraat en een van my het my gesê, pastor, vanaand gaan ek. Vanaand is ek op pad. Die vakansie is hier. Ek het beplan. Ek is op pad. My klere is gereed. My tas staan gereed. My tas is gepak. My kar is gereed. My kar is skoon. Maar is ek gereed? Maar is ek gereed? As ek skoon, as ek gepak en as ek op pad is, broers en susters, waarheen is ons op pad? Waarheen is ek en u op pad? Elke Desember breek die tyd aan wanneer baie mense vakansies beplan, maar elke Desember breek die tyd aan wanneer God ander planne het. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Wat is God se plan vir ek en u? Elke Desember breek die tyd aan wanneer baie mense op vakansie gaan, maar die tyd breek ook aan waar baie mense vir ewig heen moet gaan. Berei jou vir die uur, my gees. Advent beteken die koms van Christus, nie net as 'n baba op Kersdag nie, maar as 'n koning om sy kinders kom haal. Ek en u, wat God sy eie kinders gemaak het, toe hy deur Jesus Christus, sy seun gesterf het aan die kruis op die hemel van Golgotha. As die Here moet kom, wanneer ek en u gaan, sal ons gered wees. Aan watter kant van die draad sal hy vir ek en u kry? Aan watter kant? Sal hy vir ons kry, daai kant waar die gras groener is? Of sal hy vir ons kry, besig om reeds in afwagting op hom te wees? Advent sê, maak jou gereed, want Jesus Christus se wederkoms is voor die deur. Advent sê, vir my, kry jou huis in orde, nie die huis waarin ek bly nie, maar die huis wat ek is. Kry jou huis in orde, maak jou gereed om jou God te ontmoet, maak jou gereed om die stem van die Here, jou Jesus, jou Christus te kan hoor, wat vir jou heel moontlik sal sê, dis huis toe gaan, my kind. Maak jou gereed, broers en susters. Wanneer Advent aangebreek het en ons deur donker tye van afwagting is, as jy deur moeilike tye gaan, miskien is dit God se manier om vir jou voor te berei. Hoekom? Sodat jy kan aan afwagting wees op hom, wat sal kom op die wolke van die hemel. Maar weet jy, wanneer ons in die donkerte is, dan kom God se woord, en die woord van God sê, dat hierdie einste woord van God is 'n lig vir ons pad, en 'n lamp vir ons voete, 'n lig wat vir ons sal dui, maar nie hierdie kant toe nie, daai kant toe, 'n woord wat vir ons gereed sal maak. Gereed sal maak soos ek 'n tas gereed maak, wanneer ek op vakansie moet gaan. Dat die Here net hierdie tas wat ek is sal kom haal, wat reeds al gereed staan, wat reeds al gepak is, wanneer sy tyd vir my sal kom. God se woord is dit wat ons help om gereed te maak wanneer Jesus Christus weer sal kom. Kom ons vra God vanoggend, broers en susters, wanneer ons hier sit, wat is dit wat u wil hê ek moet vanoggend neem uit u heilige woord en die prediking daarvan? Wat is dit wat ek vanoggend kan saam met my neem, terwyl ek in afwagting is op die wederkoms van u seun Jesus Christus? Wat is dit, o Here, wat u wil hê ek moet hoor, wat my sal help om te draai? Wat is dit
voorstel in die wêreld daar buite, hierdie wêreld wat lewe, as hulle nie bewus is dat Christus weer sal kom nie. Maar wat is dit wat u wil hê? Ek moet in my eie gesin gaan oordra, waarvan baie nie meer die binnekant van u bedehuis wil sien nie. Wat is dit wat u vanoggend wil hê? Ek moet oordra aan my vrou, of aan my man, of aan my kind. Wat is dit, Here, wat u wil hê? Ek moet vanoggend hier kom vat, en saam met my neem. Dat die woord van God vertel vir ons, dat Johannes in 'n woestyn was, en dit is 'n woestyn waarna toe God hom getrek het, as ek dit so kan stel. En terwyl Johannes in die woestyn was, het God na hom toe gekom. Terwyl Johannes op sy eie dae in die wildernis was, kom God se boodskap na hom. Terwyl Johannes so ver weg van alles en almal is, dan het God tot hom gespreek. Ek wil vir u vanoggend sê, broers en susters, ons hoef nie noodwendig in 'n fisiese woestyn in te gaan nie. Baie van ons, deur ons omstandighede, bevind ons al reeds in 'n woestyn. Ons is in tye van swaar kry. As jy in tye van swaar kry en beproewings is, dan is dit 'n woestyn waartoe God jou getrek het. Moenie vra oor hy woestyn nie, want God is besig om iets in jou hart te sit. Kom ons dink 'n bietjie aan 'n woestyn. Wat is 'n woestyn? In 'n woestyn is daar gewoonlik geen plant nie, wat beteken daar's amper geen kos en skaduwee nie. As gewoonlik nie water nie. Die son is bedags warm in die somer en in die winter is dit ijskoud. Daar is gewoonlik geen beskerming teen wind en weer nie, as jy dit so kan stel. Nergens om te skuil of om te vlug nie. Wanneer jy in die woestyn is, dan is jy net afhanklik op God. As jy in die woestyn is, dan moet jou oë net wees op die begin en volëinde van jou geloof. Ek dink as hier met vanoggend mense opstaan wat in die woestyn is, dan sal hier heel waarskynlik baie opstaan. Mense wat nie weet of hulle vorentoe of agtertoe moet gaan nie. Mense wat gedurig op die vlug is vir wie en wat ook al. En baie keer vir mense, maar daar's nie skuilplek in daardie woestyn nie. Maar kom ek sê vir u vandag, daar is skuilplek in God, want God is in die woestyn saam met u. Daar is niemand soos Jesus. Niemand soos hy. En ek dink die tyd het aangebreek, geliefdes in die Here, dat ons moet vir die Here dankie sê vir die woestyn. Dankie vir die woestyn waar my voete dikwels brand. Dankie vir die woestyn waar ek vir baie keer dae sonder kos aangaan. Dankie vir die woestyn waar ek baie keer nie weet of ek kom of gaan nie, want u is met my in die woestyn. U is Immanuel, selfs in die woestyn. Baie keer wonder ons hoekom dinge nie uitwerk nie. Baie keer in ons huise, in ons gemeenskappe en selfs in ons kerke. Maar weet jy, dis omdat ons baie keer nie bereid is dat ons eie stemme moet stil word, sodat ons die stem van God kan hoor spreek. En dit is hoekom die Here vir ons vat na die woestyne. Dit is hoekom die Here vir ons vat na plekke, sodat ons kan besef, maar daar is niks wat ek vir myself kan doen nie. Daar is niks wat ek ewen vir myself kan sê nie, maar daar is alles wat God vir my kan sê. Maak die pad vir die Here gereed. Miskien is God self besig om die pad gereed te maak na u toe. Dit is hoekom hy vir u bring na die woestyn. Johannes leer ons vanoggend dat dit tyd geword om stil te word voor die aangesig van die almagtige God. En hy sê vir ons, God sal vir ons sê wat ons moet doen. En die boodskap wat Johannes van God af ontvang, hoor wat is die boodskap? Die boodskap wat Johannes van God af ontvang is om te sê, bekeer julle. Bekeer julle. Dit is die boodskap wat Johannes mee uitkom. Net die eerste gedeelte. En die Latynse woord vir bekering beteken om te draai. Dit beteken om jou rug te draai. Dit beteken om te draai van die verkeerde weer en die aangesig van God soek. Die woord van God sê, soek
As jy daar in die woestyn is, jy kan na mens roep, maar kan mens behoor. Maar in die woestyn kan God jou hoor. In die woestyn is God vir jou nabeer as 'n broer. In die woestyn kom die betekenis van Immanuel sterk na vore, God met ons. En nie ek alleen nie, God met ons. Bekering beteken om jouself te verloon, om jouself te verraai en jou kruis op te neem en by Christus op die weg na Golgotha aan te sluit. Hoe dikwels bloei ons nie in ons woestyn nie. Nie fisiese bloed wat uitkom uit wonde nie. Hoe dikwels bloei ons harte nie. Maar dit moet ons laat dink aan die bloed wat gestort was op pad na Golgotha toe. En aan die hemel, op die hemel van Golgotha, toe Jesus Christus aan die kruis gehang het met 'n doringkroon wat op sy kop, op sy hoof bedek het. Ek het nou die dag gaan ek hierdie is ook nou 'n tydjie terug. Sê vir die jare stap aan. So as die jare aanstap, mens raak groter geperk. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Ding wat ek oor praat is, dan kry ek 'n brother wat op my sê, maar jy is 'n pastoor in die kerk. En ek moet vir jou sê, ek is al van die 47ste Desember 1987 of 78 was ek al bekeer. En ek sê vir broer, ek is nog nie heeltemal bekeer. Ek sê vir my die 47 Desember 1978 of 87 het hy bekeer en hy is nog van daai tyd af was hy dieselfde tot nou. Ek sê vir my broer, wat se Bybel lees jy? Want van die Bybel wat ek lees sê, bekering is 'n daaglikse ding. Ons is sondige mense, wat beteken ek moet tydig en ontydig voor die Here kom en sê, Here, ek het teenoor U gesondig in woorde, werke en gedagtes, en dit wat ek gedoen het en dit wat ek nagelaat het om te doen. Ek my tyd alleen het gemaak dat ek sondig. En daarom bring ek vir vergifnis voor U, o Here. Bekeer julle. Bekeer julle. 'n daaglikse bekering. Ons is sondige mense, so ons het op 'n daaglikse basis nodig om ons voor God bloot te lê en deur sy groot genade dat ons skoon gewas kan word van ons sonde. Weet jy, die kruis van Golgotha, die kruis van Christus, het vir ons gesê, maar ons is nie meer gebind deur sonde nie. Ons is vry gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Maar baie keer is ons nog steeds slawe van sonde. Ons sonde. Maar weet jy, wanneer ons klaar gesondig het en jy draai daarom, dan sal die Here se oop arms. So asof jy nog nooit uitdraai genoeg het nie. So asof jy nog nooit in hy donkerte gewees het nie. Weet jy wat maak 'n vark, om dit varke, om dit kan hy vark nou afspuit so. Netjies goed. Dan draai hy vark daarom waarom dit nou afspuit en hy gaan na die modderpoel toe. Maar weet jy, as hy vark in die modderpoel gewees het en hy kom terug, dan staan hom dit gereed met die pyp om hom skoon te spuit. En dit is die God wat ons dien. Jy kan maar hoeveel keer na jou modderpoel toe gaan, wanneer jy bereid is om terug te draai, dan staan die Here gereed met die pyp om jou af te spuit. En skoon te maak, en jy kan na hom toe kom. Maak nie saak wie of wat jy is. Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Baie mense het so 'n wanpersepsie van die doop en ek kan amper sê ons het verskillende persepsies van die doop. Maar die doop is iets wat deur Christus ingestel is. Die doop is 'n sakrament en sakrament is die werk van God alleen. Baie keer lyk dit ons wil vir God voorsê, maar ek wil daai tyd want ek is doop, of dit is die doop en dit is die doop. Maar wanneer jy terugkyk na die Bybel, dan sê die woord van God vir jou dat dit die werk van God is en ons sal die werk van die hande van God nooit verstaan nie. Al wat ons moet doen is om in geloof na die Here kom en sê, Here, hier is ek.
En die Lutherse kerk sê ook, en dit is wat ons ook in die Bybel kry, is dat, vergewe my vir die woordjies, vir die woorde wat ek nou gaan sê, maar die seentjie van my, is net so varkie soos ek. Wat beteken dit? Hy is net so sondig soos ek. En hy het ook nodig, dat die Here hom moet afspuit, deur die doop, en vir hom kan reinig. En daarom noem ons ook kinders, om na die doopwaters te kan kom. Ons nooi kinders, want hierdie is 'n genadegawe van God. Dit is nie iets wat mens doen nie. Mense praat dikwels asof dit iets is wat mens doen, maar hierdie is 'n genadegawe van God vir die vergifnis van sondes. En die woord van die Here sê, niemand, wat is die woord van die Here? Almal het gesondig en ontbreek die heerlikheid van God. Dit is wat die woord van die Here sê. Nie ek wat so sê nie. Ek was, Psalm 51 vers 7 sê, ek was met sonde belei, toe my moeder swanger geword het. Ja, nog wat uit dit af. Nou voor van dit af. Amper lus gesê. Matteus herhaal die woorde van die profeet Samuel, of profeet Jesaja, sorry. Hy sê, iemand roep uit die woestyn, maak die pad vir die Here reg. Baie van ons het afsluit, baie van ons gaan in hierdie tyd op vakansie gaan. As ons of jy na plaas toe gaan, of jy na dorp toe gaan, jy na see toe gaan, of jy nie see toe gaan nie. Maar wat as die Here kom en ons moet hemel toe gaan? Of wat as die Here kom en ek moet iewers gaan? Dit is nie by jou is. Die woord van die Here leer vir ons, jy moet kies. Want die baie is twee. Die een is na die hemel en die ander is na die hemel. Hoe gaan dit vanoggend met ek en die? Hoe gaan dit met ons gesin? Hoe staan ons in ons verhouding met die Here? Ek wil vanoggend vir u sê, die heiland is in koma, berei vir hom die weg, nie na mense nie, maar na homself. Mag die Here sy woord in ons harte sê. Amen. Kom ons bid saam, Here Jesus Christus. Here, U wat na hierdie wêreld toe gekom het, Here, sodat ons nie hoef te sterwe nie, maar dat ons kan lewe. Dankie vir die voorreg, o God, Here, om vanoggend te kan staan voor U, wetend dat U oop arms staan, o Here, om ons te kan ontvang. Here, alles ons dikwels soos varke, o Here, wat heeltyd of die meeste van tyd in die modderpoel van sonde bly, o Here. Maar dankie dat U nogtans ten spyte van wat en wie ons is, dat wanneer ons daar uitklim, o Here, dan staan U reeds gereed om ons te ontvang en ons skoon te was. O Here, hier sit vanoggend baie mense in die woestyne van hulle lewens. Here, mense vir wie die son warm uitkom wanneer dit opkom. Mense vir wie die son warm is ook wanneer hy ondergaan. Mense vir wie die hitte van hulle lewe nooit ophou nie. Of mense, Here, wie die ijskoue van die winter van omstandighede moet ervaar. Here, help ons vanoggend om te weet dat U daar met ons is. En dat U, o Here, hierdie woestyn, Here, vir ons, Here, daar gestel het, waar U kan vir ons gereed kry, o Here, om U te kan gemoed te kan gaan, en om ook die pad, Here, tussen ek en U reg te kry vir die wederkoms. Help ons, Here, dat in spite van ons omstandighede, dat ons U sal ken. Dat ons ten spite van ons omstandighede dankbaar sal wees. O Here, is vanoggend mense in hospitale, mense, Here, wat nie weet hoe die pad vorentoe lyk nie. Mense, o Here, wat net kan droom om weer tussen hulle familielede kan wees. O Here, ons weet nie ek moet bedoel met hulle woestyn. En Here, my God, wanneer ons in hierdie tyd op vakansie vertrek, dan kom bid ek, o Here, wees ons genadig. Here, maak ons gereed ook vir U, o Here. Dat wanneer U sal kom, wanneer ons gaan, Here, dat ons gereed sal wees om U tegemoet te kan gaan. Here, seën hierdie tyd wat vir ons voorkom. Bid dit in Jesus naam.